Aan almal wat vandag inskakel, dan ook by hierdie opname, baie welkom. Ons bid dat dit vir julle net so 'n insiggewende en geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo dit vir ons hier in die banke dan ook sal wees. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, nou waar ons gaan stil raak in die teenwoordigheid en ons aandag gaan fokus op die stem en op die woord, bid ons dan, Here, soos ons ook mekaar gegroet het vanoggend, dat dit 'n insiggewende en 'n geseënde geleentheid sal wees. Mag U stem vir ons helder en duidelik wees. Mag die boodskap wat U vir ons bring, indring tot in ons diepste wese. Mag die beelde wat gebruik gaan word, die inhoud van die boodskap net soveel meer verstaanbaar maak, sodat elkeen van ons op die ou einde hier sal kan uitgaan en ons taak net nog soveel meer sal kan gaan vervul daar buite in die wêreld. Seën ons by mekaar wees. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie. Siekte, werk, uitstedig, wat die rede mag wees. Ons bid dat U ook daar waar hulle tans verkeer, dan ook veilig in die hand van bewaring en liefde sal vashou. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Vriende, vandag bevind ons onsself aan die einde van ons reeks getiteld Wonders by Water. Vir die afgelope klompie weke het ons na 6 praktiese voorbeelde gekyk waar Jesus tydens sy aardse bediening self wonderwerke of op of met of by water verrig het. Ons het ook by elkeen van hierdie 6 voorbeelde tot dusver gesien dat die wonderwerke gepaard gegaan het met 'n groter prentjie, met 'n dieper boodskap wat die Here wou tuisbring, of by die skare wat daar teenwoordig was en agter hom aangestap het, of dit was 'n boodskap spesifiek gerig aan sy disippels, of dalk vir beide. Nou, as dit kom by vandag se 7de en laaste voorbeeld waarby ons gaan stil staan, vorm dit weer eens 'n pragtige gedeelte waar die Here deur beide van woord en daad 'n belangrike boodskap deur middel van 'n mooi beeld nie net by die destydse toeskouers en disippels wil tuisbring nie, maar meer nog, 'n belangrike boodskap wat hy by elkeen van ons hier in die Here dan wil ook deurgee. Daarom nooi ek jy uit om saam met my die Bybels oop te maak by Johannes 9. Ons gaan saam lees vanaf verse 1 tot 12. En ek wil dit net noem ter inleiding dat ons gaan nou begin weer soos met die 6 voorbeelde van tevore gaan ons begin om hierdie legkaart stukkie vir stukkie aan mekaar te sit. Maar terwyl ons besig is om hierdie groter beeld en hierdie dieper boodskap saam te vind, saam te ontdek, is daar ook verskeie ander aspekte. Hierdie teks is ontsettend ryk aan verskeie temas en boodskappe en aspekte wat 'n mens kan uitlig. So terwyl ons besig is om hierdie groter prentjie aan mekaar te sit, gaan ons ook by verskeie sekondêre boodskappe wat ook van kardinale belang is, vlugtig stil staan soos ons deur die gedeelte beweeg. Kom ons lees saam Johannes 9 vanaf die eerste vers. Die opskrif meld: Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord: Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as wat dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: Gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien.
Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my oë gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Net tot sover ons teksgedeelte dan vanoggend. Nou vriende, om by hierdie dieper boodskap en groter prentjie uit te kom, wat ek glo hier ingebed lê, in afwagting vir ons om te vind, moet ons dieselfde beginsel volg soos wat ons ook met die vorige 6 voorbeelde gedoen het, en dit is, ons moet begin by die voorafgaande perikoop, want almal is met mekaar in vervleg. Ons moet begin by die voorafgaande hoofstuk, die voorafgaande perikoop, want daar sien ons alreeds 'n gebeurtenis wat afspeel, wat eintlik die inleiding, die fondasie, die eerste legkaartstukkie vorm van hierdie boodskap en 'n beeld wat dan in vanoggend se gedeelte vir ons uitgelig word. Nou as ons terugblaai na hoofstuk 8 toe, lees ons dat Jesus in 'n vurige, in 'n hewige konfrontasie met die Jode verkeer. En ek beskryf dit as hewig, as vurig, want ons lees in hoofstuk 8 vers 59 dat die Jode het klippe opgetel en hulle het reggestaan om vir Jesus te stenig. Nou wat het aanleiding te gegee tot hierdie verskriklike aggressie by die Jode? Jesus het in vers 58 van Johannes 8, terwyl hy met die Jode gepraat het, het hy onder andere die volgende uitspraak gelewer, en dit vorm sekerlik een van die mees vreemde uitsprake wat Jesus tot dusver tydens sy aardse bediening gelewer het. Hy sê in vers 58, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Met ander woorde, in hierdie konfrontasie, in hierdie gesprekvoering tussen hom en die Jode, probeer hy dit verbaal by hulle tuisbring, dat hy waarlik die Christus is, dat hy waarlik die Immanuel is, dat hy waarlik die gestuurde, die seun van God is, dat hy waarlik God self is. En om hierdie standpunt te beamoen, maak hy van die heilige ek is naam gebruik. Die ek is naam wat ons nie net 7 keer vroeër in die Johannes Evangelie al mee kennis maak wanneer Jesus die 7 ek is uitsprake lewer nie, maar die einste ek is benaming wat terugstrek na Exodus 3, waar Moses, voordat hy na die Farao toe gaan, vir die Here vra, Here, as ek nou voor die Farao verskyn en hy vra vir my, wie het my gestuur? Wie moet ek sê? Van waar kom ek? Wie het my gestuur? Dan sê die Here vir hom, stel my voor aan die Farao as ek is. En Jesus sien ons maak van hierdie einste heilige ek is naam gebruik om sy goddelike identiteit verbaal by hierdie Jode te probeer tuisbring. Nou ja, in reaksie hierop sien ons dan vanuit die Jode se perspektief, al hoe hulle dit insien, is dat dit niks anders as uiterste godslastering is nie, en daarom sluit Johannes hoofstuk 8 dan af met die Jode wat klippe optel vanuit hierdie geweldige woede wat hulle het oor dit wat Jesus sopas oor homself gesê het, en hulle staan op die punt gereed om hom dan te wil stenig. Nou blaai ons oor na hoofstuk 9 toe. En ons sien dat die hoofstuk begin met Jesus wat besig is om weg te stap vanaf hierdie konfrontasie gebeurtenis. En wat vervolgens gaan gebeur, vriende, moet ons insien. Hy het so pas verbaal aangekondig teenoor hierdie groep Jode dat hy waarlik God is. Nou gaan hy vervolgens op 'n praktiese wyse deur die doen van 'n wonderwerk dit beamoen.
Dis die eerste belangrike ding wat ons hier moet insien. En onthou, ons het dit al vir mekaar verskeie kere gesê in hierdie reeks, maar ek noem dit weer. Jesus, dit was nooit Jesus se aanspraak tot roem in hierdie wêreld om bekend te wees as iemand wat wonderwerke doen nie. Dit was nooit sy claim to fame nie. Hy het net van wonderwerke gebruik gemaak om sy verbale getuienis oor die koninkryk en oor sy goddelike identiteit te beamoen. En dis presies wat hier gebeur. Hy het sopas vir hulle verbaal gesê, hy is die Christus, en nou gaan hy dit op 'n praktiese wyse beamoen deur die doen van 'n wonderwerk. Nou net so vir interessantheid, tussen hakies, so 'n kantlyn nota. As julle weer by die huis deur hierdie gedeelte gaan en dit rustig op julle eie lees, let op Jesus se gedrag. Let op Jesus se optrede na die gebeure wat sopas gebeur het in hoofstuk 8. Hy was sopas in 'n verskriklike, ewige konfrontasie situasie betrokke gewees. Die mense het vir hom sleg gesê, die mense het heel moontlik op hom geskel. En tog, vanuit die skrif gesien, as Jesus so wegstap vanuit hierdie gebeurtenis, ons sien nêrens dat hy enige van hierdie emosies saam met hom dra nie. Ons sien nêrens dat hy en die persone wat hy nou daarna mee gaan praat, dat iets van hierdie woede of ongelukkigheid na vore kom nie. En dit laat 'n mens nogal draai na die woorde van Charles Spurgeon, waar hy sê, Jesus was often reviled, but never ruffled. Met ander woorde, die mensdom het hom baie maal uitgeskel, maar hy het homself nooit in sulke tye vererg nie. Charles gaan verder, hy sê, one of the things worthy to be noticed in our Lord's character is his wonderful quiet of spirit, especially his marvelous calmness in the presence of those who misjudged and insulted and slandered him. En as ons hierdie vraag moet deurtrek na ons toe, is dit eenvoudig. Hoeveel van ons kry dit reg? Ons is so baie keer met iemand in gesprek, dalk fisies voor ons. Dit raak 'n vurige gesprek, ons raak ongelukkig, ons raak warm hier onder die kraag. Ons sit die telefoon neer, ons stap weg van hierdie gebeurtenis en dan loop die volgende 2, 3, 4, 5 persone daarna nog deur weens hierdie konfrontasie gebeurtenis wat sopas plaasgevind het. Hulle moet nog die nagevolge van my emosies wat ek saamdra uit hierdie gebeurtenis wat afgespeel het, moet hulle nog ervaar. Hoeveel keer kom ons nie baie keer by die huis aan van die werk af en dit was 'n moeilike dag gewees, swaar dag, baie probleme gehad. Ons man of ons vrou en ons kinders wag opgewonde by die huis en as ons daar instap met hierdie emosionele bagasie van die dag en ons outomaties is daai lekker vrolike afwagtingsatmosfeer wat by die huis vir ons inwag met eens versuur, want ons het die emosies van die dag se gebeure, veral die negatiewe, saamgebring huis toe. Daarom, een van die onderwerpe wat ek in huwelikskategese altyd met 'n paartjie oor gesels, is die belangrike ding, moet nooit jou werk huis toe bring. En dit verwys nie net na die fisiese papiere of die werk se rekenaar nie, dit verwys veral ook na die emosies. Los dit by die werk. Moenie jou frustrasies van die dag se gebeure op onskuldige mense uithaal wat dit nie verdien nie. En dis presies iets moois wat ons hier sien hoe Jesus die voorbeeld stel. Hy was nou in hierdie vurige en ewige konfrontasie met die Jode. Maar as hy daar wegstap, die manier hoe hy met sy disippels praat, die manier hoe hy met die blinde man praat, jy kry geen teken dat hy enige iets van daardie emosies saam met hom neem. Hoofstuk 9 vers 1 meld, terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Nou ek neem aan dat hierdie blinde man was nie te ver weg daar waar hierdie konfrontasie plaasgevind het nie. Want dit maak vir my sin dat hy naby moes wees, veral as Jesus hom nou as praktiese voorbeeld wil gebruik om sy verbale standpunt wat hy gelewer het teenoor die Jode te wil bekragtig, dan moet hierdie man sekerlik daar naby wees.
Terwyl hulle hierdie blinde man nader, lees ons in vers 2 en 3, sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke van wat God doen in hom gesien kan word. Kom ons steek vir 'n oomblik daar vas. Hoekom vra hierdie disippels hierdie vraag? Hoekom rig hulle hierdie vraag aan Jesus? Want in daardie tyd was daar allerhande bygelowe en mites, selfs onder die Jode gewees, vir alles wat kom by kroniese siekte en gebrek. Daar's 'n lang lys, ek gaan 3 noem, net 3 voorbeelde om vir julle 'n idee te gee. 'n Bygeloof het byvoorbeeld geglo dat die mens was deel van 'n reïnkarnasieproses en omdat jy in jou vorige lewe sondige dinge gedoen het, verkeerd geleef het, nou met jou terugkeer na jou nuwe lewe op aarde, jou volgende lewe op aarde, word jy nou outomaties gestraf weens die sondes van jou vorige lewe. Dis een van die mites van die bygelowe. 'n Ander bygeloof glo weer, en hy is my bietjie vreemd, is dat daar was geglo dat die baba terwyl hy nog in sy moeder se maag was, dalk een of ander sonde gedoen het. En nou na geboorte word hy of sy dan nou gestraf, of met 'n kroniese siekte, of met een of ander gebrek. Nou, ek weet nie wat so sonde kan 'n babietjie doen terwyl hy in die maag is nie, behalwe dalk 'n bietjie hartskop, maar weet jy in die ribbekas was, ek weet nie. Maar dis 'n bygeloof of 'n mite. En dan 'n derde opsie of bygeloof of mite wat daar baie keer in geglo was, is dat mense sommer vooraf gestraf was vir sondes wat hulle later sou doen. Nee? Ek weet nie hoeveel van julle het al gehoor nie. Die pa gee dalk vir die kind pak sla en dan sê die kind, maar ek het niks te doen nie. En dan sê die pa, maar ek weet jy gaan later vandag stout wees. So ek gee jou sommer nou vooruit pak sla. Nee? Nou dis amper so bygeloof dat daar's geglo baie keer is die persoon sommer vooruit al gestraf vir sondes wat dalk later sou kom. Dis alles voorbeelde van mites en bygelowe wat daar was. Dis hoekom die disippels hier vir Jesus vra, maar wie se skuld is dit? Is dit sy eie skuld dat hy van geboorte af blind is, of is dit sy ouers se skuld? Waarom word hy gestraf met hierdie blindwees van geboorte af? En weet julle wat, vriende, en hier is een van daai belangrike punte waar ek vir 'n oomblik wil stil staan, terwyl ons besig is om 'n groter prentjie in te deel. Want hier's baie pappas en mammas, nie net in die banke nie, maar veral daar buite, wat vandag die volgende moet hoor. Hoor wat sê Jesus. Jesus sê, dit is nie sy eie sondes nie, en dit is ook nie die pappa of die mamma se skuld, dat die kind gebore is met 'n gebrek of met 'n kroniese siekte nie. Dit is belangrik dat ons dit hoor vandag, want ek kry elke dag in die bediening te doen met ouers wat hulle self en mekaar verwyd oor die gesondheid van hulle kinders. Nou hoor mooi, ek praat nie hier van ouers wat middele misbruik het, afhanklikheid het van sekere middele, en dan geboorte gee aan 'n kind en dan is daar mediese afwykings nie. Ek praat van ouers wat alles in hulle vermoë reg doen en probeer doen en dan word die kind nog steeds gebore met een of ander mediese afwyking of 'n gebrek of wat ook al dit mag wees. En dan verwyd hulle self en hulle vra hulle self, wat het ek gedoen? Straf die Here nou vir my dat my kind met hierdie gebrek moet stoei vir sy of haar lewe? Is dit my skuld? Vandag kom sê die Here, dis nie jou skuld nie. En ek en Karin self, kan hierdie baadjie aantrek. Want ons self het 'n seentjie wat op die spektrum is. Ons self het 'n seentjie wat nie na die hoërskool toe kan gaan en saam met ander kinders by die hoërskool kan onderrig kry nie. Ons kind moet spesiale onderrig by die huis kry. En daar's nie 'n dag wat verbygaan wat ek myself of Karin verwyd omdat my seentjie die op die spektrum is nie. Dis nie my skuld nie. Dis nie Karin se skuld nie. En Paulus beamoen hierdie einste punt in beide Romeine 5 en in Romeine 8 wat hy sê, dis nie sekere individue se skuld dat sommige stoei met kroniese siekte of gebreke of mediese afwykings nie.
Hy maak dit baie duidelik dat dit 'n nagevolg van die sondeval is, dat dit 'n nagevolg is omdat die mensdom in geheel, almal, opsetlik teen die Here se wil gedraai het. Gebrek, blind wees, noem die lys op, is ongelukkig 'n nagevolg van die sondeval. Maar dis nie iets wat ek en jy op onsself moet toeëien en sê, maar dis my skuld dat my kind siek is, of my skuld dat my kind 'n afwyking het nie. Ek wil julle regtig troos en bemoedig daarmee. Ek sien soveel families wat uit mekaar uit rafel, en soveel huwelike wat nie staande bly nie oor hierdie einste punt, omdat hulle mekaar of hulle self verwyd. Jesus gee vir ons hier regtig die beste pastorale antwoord moontlik. Nou, dit is interessant as 'n mens kyk na Jesus se antwoord. Hy sê eerstens nee, dit is nie die persoon self of sy ouers se rede dat hy so gebore is nie. Hy skuif in plaas daarvan om op die oorsprong van hierdie persoon se blindheid te fokus, verskuif hy eerder die fokus na die toekomstige gevolge van hierdie man se blind wees. Met ander woorde, waarop gaan hierdie persoon se blindheid uitloop? En dit sê hy in vers 3, hy sê hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal word. En as 'n mens hierdie vers lees, kan 'n mens nie anders as om 'n oomblik terug te dink aan die man, die verlamde man wat langs die Bethesda bad gelê het nie. Julle sal onthou, ons het vir mekaar vroeër in die reeks gesê, ons weet nie hoe lank het die man al daar gelê nie. Die Bybel sê nie vir ons hoe lank lê hy al daar. Ons weet hy 37 jaar siek, maar hoe lank hy daar was, weet ons nie. Dit kan dag 1, dag 10, dag 50, jaar 20 wees, ons weet nie. Al wat ons weet is, die Here, die Vader het so behaag, dat Jesus op daardie dag, op daardie tyd, op daardie plek, met daardie verlamde man, moes paaie kruis. Waarom? Nie net sodat hy krag in sy bene kon terug ontvang nie, dit was maar die sekondêre rede. Die primêre rede was sodat die Vader deur daardie wonderwerk verheerlik kon word. En dis presies wat hier gebeur. Net soos wat die Here, soos wat Christus die inisiatief geneem het om uit te reik vanuit sy eie uit na die verlamde man by die Bethesda bad, so sien ons, neem Jesus hier die inisiatief en reik hy na die man wat blind gebore is uit. Nie net om hom sy sig aan hom terug te gee nie, maar weer eens sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Nou as ons by die wonderwerk self kom, is dit 'n wow gebeurtenis op sy eie. Almal van julle het al soos ek deur die evangelies gelees en ons weet elke wonderwerk wat die Here verrig, elke genesing wat hy doen, is 'n unieke gebeurtenis. Elkeen is anders as die vorige. Maar as 'n mens hulle onder 'n vaandel moet saamvoeg, sal jy sê, daar was baie kere waar die Here dit net bloot gesê het vir die persoon in sy teenwoordigheid, word gesond en hy het gesond geword. Ander kere het hy dalk die persoon aangeraak en hy het gesond geword. Of, ons weet ook van 2 pragtige voorbeelde, waar Jesus byvoorbeeld vir die Romeinse offisier en vir die regeringsamptenaar gesê het, hoorie, julle kan maar omdraai, gaan terug huis toe, jou kind, jou slaaf is daar by die huis klaar gesond. So die Here het selfs oor 'n ver afstand mense soms genees. Maar hier gebeur iets interessants, wat dit baie wow maak. Ons lees dat hy neem die inisiatief, hy stap na hierdie man toe. Hierdie man het nie na hom toe gekom en vir hom gesê, Here, ontferm U oor my nie. Jesus stap na hom toe. Hy gaan staan voor hierdie vreemde man. Hy spoeg in die stof, in die grond, hy maak klei aan en hy vee dit, smeer dit op sy oë. En weet julle wat is interessant? Ons lees ook nie hier dat Jesus vir hom na die tyd sê, jou geloof het jou gered nie. Want die blinde man het nie na Jesus toe gekom. Jesus gaan na die blinde man toe. Hierdie blinde man, moet nou nog sy geloof bewys. En dit is presies, vind ons dan in die opdrag, nadat Jesus die klei op sy oë gesmeer het. Dan gee Jesus aan hom die opdrag, hy sê, gaan dan nou na die Siloam bad toe, en gaan was jou gesig. Nou hier kom die toets van die persoon se geloof.
Hy kan nie sien nie. 'n wildvreemde man van wie hy dalk nog nooit gehoor het nie, kom staan voor hom. Hy het dalk die argument gehoor in die verte en konfrontasie wat daar plaasgevind het. Volgende oomblik staan daardie einste man hier voor hom. Hy smeer 'n mengsel van spoeg en grond aan sy oë en dan gee hy vir hom hierdie uiters vreemde opdrag: gaan en gaan was jou in daardie bad, in die Siloambad. Nou is die vraag, gaan hierdie persoon hom gehoorsaam? En ek gaan myself indink dat die Siloambad was heel moontlik dalk nie die eerste of die naaste waterbron aan hom gewees nie. Met ander woorde, daar word van hom verwag om verby enige en ander waterbron wat dalk nog nader aan hom was, verby te stap en spesifiek sy gesig te gaan was in die Siloambad. Wat het hier ons gebeur? Die persoon het dit gedoen en toe die man terugkom, toe kon hy sien. En so het hy sy geloof en sy vertroue in Jesus gewys. So uit dit uit kan ons ook 'n pragtige teologiese boodskap uithaal wat 'n mens baie lank op kan fokus. En dis dieselfde soos by die 2 groot vangste. As die Here vir jou 'n snaakse en vreemde opdrag gee, gehoorsaam en vertrou dit. Al klink dit hoe snaaks, al klink dit hoe onrealisties, al klink dit hoe vreemd, vertrou in die Here. So hoor julle hoe baie goedjies is hier soos wat ons deur die teks gaan wat 'n mens ook een kan uithaal terwyl jy hierdie groter prentjie aan mekaar sit. Maar nou vriende, met dit alles in ag geneem, kom ons vat nou saam. Kom ons sit nou hierdie legkaartstuk finale mekaar. Ons bring die stukkies by mekaar. Ons het vir mekaar gesê in die begin. Jesus het in die voorafgaande hoofstuk het hy vir die Jode gesê in vers 58: Ek is die Christus. Ek is God. Ek is die gestuurde Messias. Vir wie sê hy dit? Hy sê dit aanvanklik vir 'n groep mense wat hom fisies kan sien, maar wat geestelik op daardie stadium nog nie sy ware identiteit wil insien nie. Op daardie stadium, alhoewel hulle fisies kan sien, verkeer hulle geestelik nog in totale duisternis. Hulle verkeer op daardie stadium in die donkerte. Jesus gaan dan daarna, en om sy uitspraak te beamoen, reik hy uit na 'n blinde man. 'n Man wat fisies nie kan sien nie, 'n man wat fisies dag en nag in die duister verkeer, en ons lees hy genees hom. Jesus laat hierdie fisiese man deur hierdie gebeurtenis nie net fisies die lig sien nie, maar daarmee saam ook geestelik die lig. Want ons lees later, en as jy verder lees, hoe hierdie man tot bekering kom en sy volle geloof en sy volle vertroue in Jesus plaas. So Jesus help hierdie man, beide fisies en geestelik, om die lig te sien, om Jesus se ware identiteit in te sien. Maar dan kom die hartseer ironie in. Hierdie groepie Jode, met wie Jesus vasgesit het, net voor hierdie wonderwerk, hulle is daar. Hulle is in die omgewing. Hulle het heel moontlik nog nadat Jesus weggestap het, daar onder mekaar redes gesoek om hom dood te gooi en om te stenig. Hulle sien hierdie, met hulle fisiese oë, sien hulle hoe Jesus fisies hierdie persoon genees. En tog ten spyte van die tekens wat hulle sien hulle nog steeds nie die verlosser nie. Hulle sien nog steeds deur middel van hierdie gebeurtenis nie sy ware identiteit in nie. Hulle bly geestelik blind, alhoewel hulle hom fisies kan sien. En daarom, as ons afbeweeg na die einde van Johannes 9 toe, sluit die hoofstuk af met die volgende verse 35 aanwaarts. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom: "Glo jy in die Seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo?" Jesus het vir hom gesê: "Jy sien hom, dit is hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here," en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word." Party Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Ons is mos nie blind nie." Jesus antwoord hulle: "As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle
skuldig. Wat het die Jode, wat het die Fariseërs moes gedoen het in daai oomblik, was hulle moes saam met hierdie man bly gewees het oor hy sy sig teruggekry het. Dis wat moes gebeur het. Maar ons lees, hulle het dadelik begin twyfel. Hulle het vir mekaar begin sê, nee, hier's 'n slang in die gras. En hulle het die man nader getrek wat sy sig teruggekry het en vir hom begin vra, hoorie, was jy regtig blind? Hulle daarna sy vriende en sy familie begin nader trek en hulle begin ondervra, want hulle het begin dink, hierdie ouens is almal saam in hierdie leuen, dat hierdie man dalk nooit blind was nie, dat dit al die jare 'n leuen was wat vertel is. Almal is ondervra, almal wat met hierdie ou bevriend was of wat familie in hom was, het hulle bevraagteken en ondervra, is hierdie man regtig blind gewees? Het julle nie het voorgegee nie, het julle nie het gejok nie? En op die ou ende ban hulle hom uit die samelewing uit. In plaas daarvan om saam met hom opgewonde te wees en dit deel in hierdie wonderwerk, verban hulle hom uit die samelewing. En dis dan wanneer Jesus hom tegemoet kom en vir hom sê, dis hy wat hom genees het en die geleentheid gee om sy geloof en sy volle vertroue dan aan hom of teenoor hom te bely. Dit bring ons aan die einde van die reeks, vriende. Ons het na 7 voorbeelde gekyk waar Jesus self wonders by water verrig het. En elkeen van hierdie wonders het hy gedoen om nie net vir die mense van daardie tyd nie, maar ook vir my en vir jou te wys dat hy waarlik God is, dat hy waarlik die gestuurde Messias is, dat hy waarlik die seun van God is. My vraag en die vraag wat die skrif tot ons rig vandag is, sien jy dit al waarlik in? Nie net fisies nie, sien jy dit ook al geestelik in? Want ons word elke dag gekonfronteer met die skrif waar ons lees, Jesus is die Messias, Jesus is die Christus, Jesus is waarlik die seun van God, die opgestane Here. Ons sien dit met ons oë, ons hoor dit by die dominee, ons hoor dit op die radio, ons hoor dit in ons wijkbijeenkomste en ons Bybelsessie geleenthede. Maar het dit al ingedring? Sien en beleef en ervaar ons dit ook met ons hart, met ons siel en met ons verstand. Dit was die doel van hierdie reeks, om by elkeen van ons 7 keer dit net weer te kom vaslê. Jesus is waarlik die Christus. En met daardie wete en met daardie sekerheid kan ons dan nou vervolgens die lydingspad begin stap na die gebeure op Golgotha en die oop graf wat daarna gaan volg. Dis my gebed vir elkeen van julle dat die Gees dan ook so in julle werksaam sal wees, dat julle nie net met julle oë Christus sal sien, maar ook met julle harte, dat julle waarlik sy goddelike identiteit, die ware ek is, soos wat hy herhaaldelik in die Bybel aan ons voorgestel word, uitgebeeld word, dat dit ons in ons diepste wese dan ook sal vasknoop, sal ervaar en saam met ons sal dra. Amen. Almagtige Here, aan die einde van hierdie reeks sê ons vir U baie, baie dankie, dat ons na 7 pragtige voorbeelde kon kyk, waar die keer op keer, nie net vir die destydse skares en disippels nie, maar ook by ons en die Here, dit kom oor en oor beklemtoon dat U die Christus is. Here, ek bid dat die Gees dan oor ons so sal kom, en ons so ontvanklik sal maak en toeganklik sal maak, dat elkeen van ons dan ook daardie geloofsbesluit sal maak, om die Here nie net fisies te sien nie, maar om U ook op geestelike vlak te begin sien. Dat ons nie net 'n fisiese oog vir U sal hê nie, maar ook 'n geestelike oog, wat na U opkyk, wat U aanbid, en in volle vertroue en gehoorsaamheid volg. Seën ons in die week wat kom, ons bid dit in U naam. Amen.